Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 16de Augustus en Koffiekuier nommer 874. Nou, ons gesels vanmôre oor die volgende saligspreek in ons reeks waarmee ons besig is, wat ons sê andersom of andersom, die alternatiewe werklikheid, die radikale andersheid wat Jesus eintlik van ons as sy disippels vra om te lewe in hierdie wêreld. En dan praat ons spesifiek verskoon tog oor Matteus 5 vers 7 waar Jesus dan sê: "Geseënd is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word." Nou, barmhartigheid, die woord barmhartigheid in ons Afrikaanse spreektaal het 'n bepaalde betekenis en konteks en is dalk bietjie meer bekend, maar as jy met iemand wat nie in die kerk groot geword het, iemand wat buite die kerklike wêreld staan, as jy vir daai persoon gaan vra wat beteken barmhartigheid, dan dink ek nogal gaan mense 'n paar interessante antwoorde kry. Ons is geneig om baie keer te dink in terme van barmhartigheid as charity, né? As liefdadigheidsaksies. En dan dink mense aan die barmhartige Samaritaan byvoorbeeld, die verhaal daar, wat Jesus vertel het, van hierdie Samaritaan wat hom ontferm het, oor die persoon wat daar half dood langs die pad gelê het, wat hom versorg het, wat hom na die herberg toe gevat het, betaal vir sy versorging en so aan. Charity, liefdadigheid. Maar barmhartigheid, soos wat Jesus hiervan praat, vriende, in Matteus 5 vers 7, is ook baie meer as dit. En ek wil eintlik vanmôre vir jou uitnooi om net 'n bietjie te dink oor barmhartigheid. Daar's so sinspeling wat 'n mens daarop kan maak om te sê, dis warmhartigheid, so 'n warm hart te hê vir iemand anders. En natuurlik as jy praat van barmhartig, dan hoor jy ook iets van die woord erbarm, né? Om jou te ontferm oor iemand, vanuit 'n hart, 'n gevoel, 'n emosie van omgee vir hierdie persoon. Maar ek wil jou dan nou uitnooi om te sê, dink 'n bietjie vandag na oor barmhartigheid in jou verwysingsraamwerk. Wat is amper sê die prentjie wat jy kry as jy die woord hoor? As jy vir iemand moes gaan teken, 'n skets teken, of 'n verduideliking maak van barmhartigheid, wat sou dit wees? Ek dink baie keer as ons, soos ek net ook gesê, dink aan barmhartigheid, dan sien jy sopkombuis, waar mense wat nie kos het nie, sop en broodjies gegee word. Of jy sien 'n projek wat ons in Pretoria gehad het, projek Winterhoop byvoorbeeld, waar mense komberse bymekaar maak en dan gaan deel jy dit uit vir die ouens wat op die straat bly. Barmhartigheid, charity, liefdadigheid. Maar barmhartigheid, soos ek gesê het, vriende, hier in Matteus 5 vers 7, gaan oor baie meer as dit. En daarom hierdie vreemde, kom ons sê, spreek van Jesus. Die wat barmhartigheid bewys, sal barmhartigheid ontvang. Hoe werk dit? Beteken dit nou, dat ons raak aan dit, kom ons sê, voorspoedsteologie, wat sê, as ek vir ander gee, dan sal ek meer ontvang? Hoe meer ek doen vir ander, hoe meer gaan ek kry daarvan ook? Want ons weet ons nou, dit is nie die kern van die Christelike geloof nie. Ons doen nie goed, sodat ons moet ontvang nie. Dis eerder andersom. Ons sê eerder, omdat ek ontvang het, gaan ek ook uitgee en uitdeel. En dit gaan oor baie meer as net rand en sent en sop en broodjies, kombers en klere en al daai goed. Maar ek wil vir jou vra, raak 'n bietjie stil, raak 'n bietjie rustig daaroor hierdie naweek en maak ook sommer so 'n lysie van die barmhartigheidsprojekte waarvan jy weet in jou gemeente of waarby jy self betrokke is. Maak 'n bietjie daai lysie bymekaar. En dan nooi ek jou uit om Sondag saam met my ook in ons erediens te kom aanbid, waar ons so bietjie hierdie woord, die Grieks veral dan nou, bietjie verder gaan uitpak en daaroor nadink, wat beteken dit, boonbehalwe hierdie liefdadigheid, hierdie charity goed, wat beteken dit vir my en jou as gelowiges, as disippels van Jesus, wat onder leiding van die Heilige Gees leef dan ook. As ek oor Sondag kan praat, wil ek ook sommer sê, vriende, ons gaan die nagmaal saam vier. So diegene wat aanlyn inskakel, wil ek vra, maak toch voor die diens Sondagoggend al klaar vir jou 'n broodjie en 'n bietjie wyn of druiwesap, of wat dit ook al is wat jy die tekens kan gebruik. Maak dit gereed, hou dit daar by jou, dat wanneer ons dan saam die nagmaal vier, dat jy dan ook deel kan wees van die geloofsgemeenskap. Ek stuur Sondagoggend, althans Kobus stuur Sondagoggend vir julle die skakel na die erediens toe uit, en ek wil jou uitnooi
om saam met ons te kom aanbid ook hier in Kleinmond Kerk. En ja, as jy in die omgewing is, kom sommer in persoon en kom word deel van die geloofsgemeenskap hier wat ook barmhartigheid ontvang omdat hulle barmhartigheid bewys het. Kom ons sit so dan, bid ons saam. Here, dankie dat ons vanmôre ook kan stil word weer, dat ons die voorreg het om met mekaar te kan kuier, dat ons op 'n manier, Here, ook kan sê, ons as u kinders het 'n stuk barmhartigheid by u ontvang. U